Hartlike goeienaand broers en susters. Ons dankbaar dat u ook op hierdie diens kan inskakel. Ons verwelkom in besonder ons jong mense wat ook vanaand deur hierdie erediens gekatkeseer word. Baie welkom aan elkeen. Ek hoop dit gaan met julle almal baie goed. Die kollekte vanaand is vir barmhartigheid en vir die Toesou-fonds. Die Toesou-fonds is 'n fonds wat gestig is vir die ondersteuning van afgetrede predikante uit die voormalige synode Middellande. Ons het reeds geluister na die voorspel deur Rudolf de Korne. Ons sê vir hom baie dankie. Kom ons word 'n oomblik stil en dan begin ons met die erediens en met ons afhanklikheidsverklaring voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou saam skrifberuiming 14:2. Dit is 'n beruiming van die bekende Habakuk 3, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, nog sal ek juig en bly wees in my God. Ons sing dit 2 keer. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. So broers en susters, ons begin dan vanaand met 'n behandeling van die psalms. Ons behandel die boeke van die Bybel, vanaand veral die poësiegedeelte, en hierdie poësiegedeelte vorm dan deel van die boeke wat bekend staan as wysheidsliteratuur. Verlede keer het ons meer gepraat oor Job, Spreuke en Prediker. Ek het al iets gesê oor die psalms. Vanaand gaan ons verder met die psalms en die preek is dan ook oor Psalm 1. Ek herhaal dan net weer kortliks wat ons verlede week oor die psalms gesê het, naamlik dat die psalmboek 'n samestelling van 5 bundels is. Ons weet dit, omdat daar in die psalmboek op 5 plekke die woorde Amen of
amen, ja, amen voorkom, wat gewoonlik 'n aanduiding is dat die einde van 'n bepaalde stuk werk bereik is, ook die sogenaamde slotdoksologie genoem. Die psalms is oor 'n lang tyd versamel en gebundel deur verskillende skrywers geskryf. Daar op die skyfie sien jy hulle name, en dan sekerlik die meeste deur Dawid en ook deur onbekendes geskryf. Daar is baie verskillende soorte psalms, byvoorbeeld kroningspsalms wat gesing is as 'n nuwe koning gekroon is, of klaagliedere wat mense gesing het as hulle baie swaar gekry het, pelgrimsliedere of ook genoem bedevaartsliedere wat mense gesing het as hulle op pad was om by die tempel in Jerusalem te gaan aanbid. Al hierdie soorte liedere bestaan uit gebede of gedigte of lofbetuigings wat geïnspireer is deur die Heilige Gees en wat ook dan heenwys na Jesus Christus. Ons het verlede keer ook gesê in die psalms hoor ons Christus praat. In Psalm 42 kry ons byvoorbeeld die woorde wat Jesus aan die kruis gebruik het. My God, waarom het U my verlaat? Jesus se laaste woorde aan die kruis, Vader, in U hande gee ek my gees oor, kom byvoorbeeld uit Psalm 31. Die gedagte dat Jesus deur sy eie mense verwerp sal word, kry ons in Psalm 118. Die feit dat hulle vir Jesus aan die kruis as sein sou aanbied, kom voor in Psalm 69. En so profeteer die Psalm dan ook op verskillende maniere oor ons Here Jesus Christus. En soos ek laas gesê het, bevat die Psalms groot troos vir gelowiges deur die eeue. In die volgende skyfie, en ek hoop dit is vir u duidelik genoeg, sien ons 'n indeling wat van die Psalmboek gemaak is. Bo aan die skyfie sien u dan die indeling in die 5 bundels, elke bundel heel onderaan dan met 'n slotdoksologie. Die eerste bundel, behalwe die eerste 2 psalms wat inleidende psalms is, staan bekend as die Dawid-bundel, almal psalms van Dawid. Die tweede en derde bundel bestaan hoofsaaklik uit psalms wat ons die Elohistiese psalms noem. Ons noem dit so omdat God in hierdie psalms met die naam Elohim benoem word, wat beteken God, teenoor ander name soos Adonai of Yahweh, wat Here beteken en wat in die ander psalms gebruik word. Binne in die Elohistiese bundel kan ons ook kleiner versamelings identifiseer, die psalms van Korach, Asaf, Dawid. Ook in die 4de en 5de bundel kry ons kleiner versamelings. Ek wys net op die sogenaamde Halleluja psalms. Die woord Halleluja beteken prys die Here. So elkeen van die Halleluja psalms wat daar genoem word, begin met die woorde prys die Here. Kan dit ook maar in die Bybels nagaan dat dit so is. Bedevaartsliedere, het ek reeds gesê, is liedere wat gesing is terwyl die mense op pad was na Jerusalem om te aanbid. Die mense in die tyd van die Ou Testament het nie liedere of gedigte geskryf soos ons vandag nie. By ons moet verkieslik die klanke van 'n lied of 'n gedig rym. So byvoorbeeld sê ons met dof sware plof val die druppels in die stof. Maar die Israeliete het nie so gerym nie. Hulle rym was hoofsaaklik gedagte rym. Dit beteken, die een gedagte moet met die volgende gedagte verband hou, op een of ander manier. In die sogenaamde alfabetiese psalms, soos Psalm 119, moet die verskillende verse in opeenvolging met die letters van die Hebreëse alfabet begin. Al die reëls van die eerste vers begin dan byvoorbeeld met die letter A, en al die reëls van die tweede vers begin met 'n woord wat begin met die letter B. En so voorts tot al die letters van die alfabet uitgeput is. En die bedoeling was dat so 'n lied dan maklik geleer kan word. Ken jy die alfabet, dan kan jy ook maklik die lied onthou. Die Israelitiese manier van rym was ook dikwels om 2 keer direk na mekaar dinge te sê wat met mekaar verband hou.
Sulke uitsprake wat met mekaar verband hou, word parallelle uitsprake genoem, of dan ook parallelismes. Wanneer die twee gedagtes die teenoorgestelde van mekaar is, dan noem ons dit antithetiese parallelismes, soos in Psalm 18. U red die verdrukte volk, u sien daar, dis positief, u verneder die trotses, dit is die teenoorgestelde. Maar wanneer die twee gedagtes dieselfde is, dan noem ons dit synoniemiese parallelismes, soos in Psalm 10. Waarom staan u so ver weg, Here? Waarom trek u terug in tye van nood? Dieselfde gedagte word herhaal, net in ander woorde, dit is dus 'n synoniemiese parallelisme. So as ek nou saam met julle Psalm 1 gaan lees, dan wil ek julle uitnooi om te kyk, eerstens, watter beelde word daar in hierdie Psalm gebruik? Daar is veral twee wat baie prominent is. Een beeld word vir die ongelowige gebruik, die ander beeld word vir die gelowiges gebruik. Kyk of julle die beelde kan raak sien. En kyk dan ook of julle 'n antithetiese parallelisme kan raak sien. Met ander woorde, waar die twee gedagtes teenoor mekaar staan. En verder kyk ook of julle 'n synoniemiese parallelisme in Psalm 1 kan raak sien. Dit is dan nou, die twee gedagtes moet met mekaar ooreenstem. Ons praat na die diens weer daaroor. Kom ons lees nou eers saam Psalm 1 en vanaand lees ons dit dan uit die 33-53 vertaling. Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf, wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons fokus in op die heel eerste woord van hierdie Psalm, welgeluksalig. Welgeluksalig. Ons gaan nou eers saam bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons sing nou eers weer Psalm 89, vers 1 en die bekende vers 6 ook, hoe salig is die volk wat luister na u woord.
So geliefde broers en susters en jong mense, die voorportaal van 'n gebou sê vir mens nogal baie oor die res van die gebou. So byvoorbeeld, as jy in die voorportaal van 'n skool kom, dan sien jy die wapen van die skool met sy lese, jy sien waarskynlik 'n kas met trofee en bekers en die erekode, foto's teen die mure van die personeel, jy sien die aanwysingsbordjies wat sê sekretaresse of kantoor of hoof, en jy weet, nou is ek by jou skool. Die voorportaal van 'n restaurant is weer iets anders. 'n Mens kan dit in hierdie dae amper skaars onthou. Maar as jy inkom, sien jy daar is 'n toonbank met 'n kasregister en 'n kaartmasjien en 'n paar kelners. Een van hulle kom aan om jou te verwelkom. Sy of hy dra 'n voorspoot met 'n handdoekie en 'n spyskaart en vra tafel vir 4, rook of nie rook nie, en nou weet jy, ek is by 'n eetplek. Nou, so is dit ook met Psalm 1. Psalm 1 is die voorportaal van die Psalmboek. En agter hierdie voorportaal lê daar nog 149 vertrekke. Elkeen van hulle gevul met die wonderlikste en kosbaarste geestelike skatte van God. Liedere met die woorde van die Heilige Gees, wat mense se harte en siele oor die eeue getroos en beroer het. Maar daar is 'n voorportaal, en dit is Psalm 1. En daar in daardie voorportaal vind ek en jy 'n aanduiding van waaroor dit eintlik in die res van die boek gaan. 'n Aanduiding van wat ons kan verwag. Ag, dit is 'n klein voorportaaltjie maar. En so is dit mos. 'n Voorportaal is gewoonlik nie groot nie. Psalm 1, net 6 verse. Maar 'n kosbare vertrekkie is dit. En wat 'n troosryke boodskap straal daarvan uit. En met daardie boodskap wil ons vanaand besig wees. So kom dan saam met my en ons stap die voorportaal van die Psalmboek binne. En wat sien ons daar? As ons instap, dadelik met goue letters teenoor die oorkantste muur, ooghoogte. Ek en jy kan dit nie miskyk nie. Daar staan welgeluksalig. Welgeluksalig, die woord waarmee die Psalmboek begin. En wat 'n woord. Wat 'n heerlike atmosfeer straal daarvan uit. Dit sê vir my en dit sê vir jou, die bedoeling van hierdie hele gebou is dat elkeen wat hier binne gaan, welgeluksaligheid sal ervaar. En laat ons dan nie vergeet, wie is die bouer van hierdie gebou nie? Wie is die oprigter, die argitek daarvan? Dit is God self. So dit is God wat my en jou vanaand in sy Psalmboek, in sy woord innooi. En wat ons in die voorportaal ontmoet en sê welkom in my huis. En my hele bedoeling en verwagting en plan en wens wat ek het, is dat jy hier by my welgeluksalig sal wees. Wat 'n woord en wat 'n verwelkoming, broers en susters. Hierdie woord is al op verskillende maniere vertaal. Geseënd of gelukkig, baie gelukkig, werklik geseënd, voorspoedig. Sekerlik alles geldige vertalings van hierdie een woord. Maar wat ons opval, as ons in die Hebreëus na hierdie woord kyk, is dat dit in die meervoudsvorm staan. En meervoud is die Jodese manier om iets te beklemtoon. Om te sê, buitengewoon gelukkig. Oneindig, ewig gelukkig is die mens. En daarom vind ek welgeluksalig 'n baie pragtige en dienlike vertaling, gemeente, want dit sê vir ons iets van die meervoudige geluk wat God vir ons bestem. Dit sê, jy sal wel wees, met ander woorde, dit sal met jou goed gaan, en jy sal gelukkig wees, blydskap en vrede sal jou lewe vul, en jy sal salig wees. Die ewige lewe in die koninkryk van God is joune,
En dit sit alles in die een woord, welgeluksalig. Daar is nie nog so 'n woord nie. Daar is nie nog so iets soos hierdie woord beloof nie. Jy kan medisyne gebruik en dit kan jou wel maak, jou gesond maak, maar dit kan jou nie gelukkig maak nie. Of jy kan 'n bos blomme of 'n verjaarsdag geskenk kry, en dit kan jou dalk gelukkig maak, maar dit kan jou nie wel maak of jou salig maak nie. Welgeluksaligheid is net by God te vind. Daardie meervoudige, omvattende geluk. En God skryf dit hier in die Psalmboek, heel aan die begin, in sy voorportaal. Hy sê vir my en jou, dit is wat jy kan verwag, as jy in my teenwoordigheid kom met lof en dank. Welgeluksaligheid. Dis waarvoor ek jou geskaap het. Dit is my finale bedoeling met jou, dat jy welgeluksalig sal wees. Laat ons nie daaraan twyfel nie, liewe gemeente. Al lyk tye vir ons partykeer donker. Wat God vir jou bestem, is ewige welgeluksaligheid. Wie die pad met God opgaan al, is dit 'n pad in 'n wêreld vol gevare en bedreigings en stryd en droefheid en baie dinge wat 'n mens moedeloos kan maak, moet vanaand getroos en bemoedig word deur hierdie woorde in die voorportaal van God se Psalmboek. Welgeluksalig. En ek en jy het nodig om dit weer te sien en te hoor, om dit vanaand ook te glo, en as die Here wil ook iets daarvan te beleef. So daarom, kom ons kyk 'n bietjie verder rond hier in die voorportaal, in die eerste Psalm van die Psalmboek. Wat kan ons nog uitvind oor die welgeluksalige mens? En ja, dan vind ons dit ook daar verder in hierdie Psalm, amper soos erekodes wat teen die mure hang, die beskrywing van die welgeluksalige mens, die optrede van die welgeluksalige mens, die geheime van die welgeluksalige mens. Kom ons kyk eerstens na die beskrywing van 'n welgeluksalige mens. Hoe lyk so iemand? En let dan op, gemeente, die welgeluksalige persoon is 'n gewone mens. Daar staan, welgeluksalig is die man. Daar staan nie, welgeluksalig is die koning, die sportheld, die miljardêr, die filmster, die minister, die president nie. Gewoon, welgeluksalig is die mens. Enige persoon, enig iemand, wie jy ook al is, oud, jonk, siek, gesond, ryk, arm, jy kan meervoudig gelukkig wees. God se geluk is vir alle mense, ook vir gewone mense, veral ook vir jong mense. Dit is ook vir my en jou. Dit is vir alle mense, maar daar is een voorwaarde. Jy moet regverdig wees en nie goddeloos nie. En kyk mooi, dit is die teenstelling wat dwars deur die hele Psalm loop. Die regverdige staan teenoor die goddelose. God se meervoudige geluk is bedoel vir regverdiges en nie vir goddeloses nie. Maar wat is dan 'n regverdige mens? Baie eenvoudig gestel kan ons maar sê, 'n regverdige is iemand wie se saak met God reg is. 'n Regverdige is nie 'n volmaakte mens nie. Is nie iemand sonder sonde, sonder probleme, sonder foute nie. Nee, 'n regverdige mens is juis iemand wat met al sy sondes en met al sy foute by God kom. En wat dit erken. En wat God dringend vra, Here, help my. Maak my nuut. Vergewe my. Vergewe my omdat Jesus in my plek my skuld betaal het. In my plek aan die kruis gesterf het. Help my, Here, sodat ek saam met hom kan opstaan na 'n nuwe lewe. So is 'n regverdige
Iemand wat met God versoen is en wat saam met Jesus nuut deur die lewe gaan. Kyk, 'n goddelose doen dit juis nie, nee. Goddeloses loop die pad alleen sonder God. En die woord sê dit mos nou eintlik, nee, goddeloos. Iemand wat kinderloos is, het nie kinders nie. Iemand wat haweloos is, het nie 'n huis nie. Iemand wat pennieloos is, het nie geld nie. Iemand wat moedeloos is, het nie moed nie. En so is iemand wat goddeloos is. Hy of sy gaan sonder God deur die lewe. En daar's baie sulke mense. Mense wat soos ander mense ook geluk soek, op allerhande maniere, maar wat dit nie eintlik vind nie, want hulle is sonder God. Welgeluksaligheid is net by God en met God te vind. Net hy kan dit gee. Net hy wil dit gee. En hy gee dit aan alle regverdiges. Mense wie se saak met hom deur Jesus Christus reggemaak is. Maak dit 'n verskil? Het welgeluksaligheid 'n effek in die regverdige se lewe? Ja, gemeente, let op hoe hierdie Psalm 2 sprekende beelde gebruik, beelde uit die natuur, om die verskil tussen die goddelose en die regverdige te verduidelik. Dit is beelde uit die planteryk. Die beeld van 'n boom en van kaf. Die regverdige, sê hierdie Psalm, is soos 'n boom. Die goddelose is soos kaf. Miskien is daar van ons jong mense wat nou nie mooi weet wat kaf is nie. Nou ja, as jy dalk voeltjies aanhou, soos koketiele of budgies, en jy blaas in die bakkies waarin die saad, waarin die voeltjie kos is, dan vlieg daar partykeer sulke doppies in die lug. Daardie doppies is kaf. Dit is die skilletjies van saadkorrels. En sulke kaf is niks werd nie. Die pitte, die saad is klaar daaruit. Die kaf dwarrel en waai net enige plek rond. En dit is presies waar die verskil lê tussen die boom en die kaf. Die boom is bestendig. 'n Boom staan waar hy geplant is. Hy staan stewig teen storms en ongetui, maar kaf is onbestendig. Waai daar maar net 'n ou windjie, dan dwarrel dit oral nutteloos rond. So sê hierdie Psalm, is die goddelose. In 'n goddelose mens se lewe kan daar baie aktiwiteit wees, baie beweging, een en al aksie, dan dit, dan dat, môre weer iets anders, maar niks is werklik nuttig nie. Niks gee bevrediging, die gevoel van welgeluksaligheid nie. Maar die regverdige mens se lewe is nuttig, soos 'n goeie boom. Die regverdige mens word deur God op 'n bepaalde plek geplant, en daar waar God daardie mens geplant het, daar is die boom diensbaar, solank soos God dit wil. Daar bied die boom skaduwee en skuiling en sy vrugte op sy tyd. Deur die regverdige met 'n boom te vergelyk, sê God dus vir ons iets oor die bestemdheid van ons lewe. Niks is toevallig nie. God het ons hier geplant, in hierdie tyd, in hierdie omstandighede. Dit sê ook iets oor die bestendigheid van ons lewe. Daar waar God sy mense plant, daar hou hy hulle ook in stand. En dit sê ook iets oor die nuttigheid van ons lewe. Skaduwee, skuiling, lafenis en vrugte moet altyd by God se mens te vinde wees. Hy roep ons om in hierdie wêreld goeie vrugte te dra. En dit is juis hierdie 3 dinge, die bestemdheid, die bestendigheid en die nuttigheid, wat God aan ons lewe gee, wat bydra tot 'n gevoel van welgeluksaligheid. 'n gelukkige, werklik gelukkige mens is iemand wat weet dat God 'n doel het met sy lewe, en dat daar nut in sy lewe is, en dat daar 'n verankerde vastigheid in sy lewe is, want daardie persoon gaan die pad saam met God op. En dan wil hy ook alles gee op daardie pad wat moontlik is en wat nodig is.
So lyk dan die welgeluksalige mens se lewe, soos die van 'n vrugbare boom, nie soos die van kaf wat nutteloos ronddwarrel nie. In die tweede plek, wat doen 'n welgeluksalige mens? Wat kan ek en jy doen? Hoe moet ons optree sodat ons hierdie meervoudige geluk al meer beleef? Let dan op, gemeente, dat dit in ons Psalm in die eerste plek daaroor gaan wat ek en jy nie moet doen nie. En dit is baie belangrik, want ons staan 'n goeie kans in hierdie sondige wêreld dat ons die belewing van ons welgeluksaligheid sal verloor. Ja, broers en susters, ek en jy loop gevaar dat ons geluk gesteel kan word. Ons Godgegewe geluk. So, hoe gooi 'n mens dan jou belewing van welgeluksaligheid weg? Hoe doof jy dit? Die digter sê 3 dinge. As jy wandel in die raad van die goddelose, as jy staan op die weg van die sondaars, as jy sit in die kring van die spotters. En hier moet ons nou mooi oplet en verstaan dat dit nie hier oor 3 verskillende soorte mense gaan nie. Goddeloses, sondaars en spotters is alles die manier wat die Here gebruik om dieselfde mens te beskryf. So wanneer en waar loop 'n mens dan gevaar om jou belewing van welgeluksaligheid te verloor? As jy gaan raad vra by daardie mense wat sonder God lewe, dit is die eerste vers. Sê my 'n bietjie, jy wat nie erg het aan God of gebod nie, hoe lyk jou lewe? Watter raad kan jy aan my gee om gelukkig te wees? En dan sal die goddelose vir jou baie raad gee. Sal vir jou sê, geld koop geluk, of leef vir jouself, leef grenseloos, los jou huweliksmaat, kry 'n nuwe een, dit sal jou gelukkig maak, of eet, drink en wees vrolik tot in die uiterste, dit sal jou gelukkig maak. Daar is ongelukkig baie mense, ook gelowiges, wat so raad vra by hulle ongelowige vriende, en wat dan daardie raad opvolg. Hulle wandel, hulle lewe volgens die raad van goddeloses, wat nooit welgeluksaligheid eers leer ken het nie. En kan 'n mens dit glo, want hoe dwaas is dit? Kan 'n boom vir 'n stuk kaf wat verby dwarrel vra, hallo jy stukkie kaf, vertel my gou, hoe kan ek 'n goeie boom wees? Sal jy byvoorbeeld vir iemand wat graad 11 gedruip het vra om jou kind deur matriek te help? Sal jy jou geld belê by iemand wat self bankrot gespeel het? En tog kyk baie gelowiges met jaloerse oë na die lewe van goddeloses en sondaars, mense wat in hulle verhouding met God misluk het, en beny hulle die sogenaamde vryheid en voorspoed. Kyk na die volgorde, wat ons Psalm sê, die dinge in gebeur. Eers word daar gewandel in die raad van die goddelose. Ons kyk net, sê baie mense, ons is nie soos die goddeloses nie, ons loop net so 'n bietjie deur die winkel van die sonde, ons wandel net, ons koop niks, ons kyk net 'n bietjie. Maar heimlik begin daardie mens dan wonder, maar sal dit nie lekker wees om so of so te maak nie. Tweedens sê ons Psalm, gaan staan daar die mens op die weg van die sondaar. Iets in die goddelose leefstyl vang die mense oog, dit lyk vir hulle interessant, dit lyk lekker, hulle loop nou nie meer nie, hulle gaan staan en hulle probeer. Hulle trek die leefstyl van die goddelose aan, soos 'n mens klere in 'n winkel aanpas. Kom ek kyk net bietjie hoe lyk dit aan my, as ek begin praat, soos my goddelose vriende. As ek soos hulle vir 'n ruk my nie steur aan godsdiens of God nie. As ek drink soos die goddelose. As ek losbandig leef soos 'n goddelose. En my nie steur aan God se wette en reëls nie. En dit lei dan uiteindelik, sê ons Psalm, tot die derde fase. Nou is dit nie meer tydelik nie, nou is dit permanent. Nou sit daar die mens in die kring van die spotters. Hy of sy het 'n vaste plek tussen hulle,
En nou op 'n georganiseerde wyse vind daardie mens saam met die ander goddeloses vreugde in die oppervlakkige wêreldse dinge, in gedrink en gelag en gespot en kortstondige plesiere van die lewe. En dit word dan waarom die lewe draai. Psalm 1 sê, welgeluksalige mense, maak nie so nie. Hulle verruil nie hemelse geluk vir tydelike aardse plesier wat vergaan nie. Hulle begin nie eers wandel net om te kyk nie, wat nog van staan of sit. Hierdie 3 dinge doen die welgeluksalige mens nie, want so sê vers 5, die mens wat dit doen het nie deel nie, het nie plek by God se welgeluksaliges nie. En as die Here kom hulle onder sy oordeel. 3 dinge doen ons dus nie, maar 2 dinge doen die welgeluksalige mens wel. Let op, die digter sê, hulle het behaag in God se wet, in God se woord. En hulle oordink dit dag en nag. Die nuwe vertaling vertaal behaag met vreugde vind. Daar sit aksie daarin. Hulle doen wat God verwag en hulle vind dan vreugde daarin, omdat hulle weet God is saam met hulle op hierdie pad. Sien nie die teenstelling in hierdie Psalm, broers en susters. Die goddelose, die kring van spotters, soek plesier en vreugde in die sondige dinge van hierdie wêreld. Die regverdige soek hulle plesier en vreugde en vrede in God se woord. Hulle oordink dit dag en nag. En dit bring ons by die geheim van 'n welgeluksalige lewe. As jy iemand is wat in Jesus Christus glo, liewe broer en suster, dan wil die Here vir jou die welgeluksalige lewe gee. Hy wil hê jy moet dit beleef in sy volheid. Maar om dit te beleef, moet jy dit vind. En dit gebeur wanneer jy in God se woord gaan soek. En as jy God se woord oordink, as jy dit lees en bestudeer en bepeins en vra onder leiding van die Heilige Gees, wat wil God regtig hê moet ek in my lewe doen? Wat beloof God aan my? Wat vra hy van my? Wat is sy wil? En as jy dit dan ontdek, en jy gaan op daardie pad, dan beleef jy die welgeluksaligheid. Kernagtig saamgevat, die vreugde van, die Here is hier by my. Daar is soveel maniere om die vreugde van welgeluksaligheid te soek, te ontdek en behaag daarin te vind. Daar is soveel maniere om God se woord te oordink, huisgodsdiens, Bybelstudie, stilte tyd, eredienste, preke, geestelike boeke, dagboeke, geestelike musiek, gesonde gebedsroetine, afsondering om met die Here besig te wees. Let op daarom in hierdie Psalm sê die Here ook, dat die regverdige soos 'n boom is, wat by waterstrome geplant is. Let op die meervoud, daar is meer as een stroom wat die regverdige voed. Daar is meer as een manier om met God se woord besig te wees. En hoe meer ek en jy dit doen, hoe meer ons God se woord bestudeer en nadink oor wat ons ontdek en doen wat God ons lei om te ontdek, hoe meer sal die gelukkigheid van God se teenwoordigheid in ons lewe vir ons 'n werklikheid word. Liewe broer en suster, as die voorportaal van die huis van God se psalmboek al so lyk, hoe wonderlik sal die res van sy huis nie lyk nie. Sal ons dan nie dag en nag met hierdie woord besig wees nie? Kamer vir kamer hierdie psalmboek deurgaan, om al God se wonderlike skatte te ontdek nie. Ek en jy staan vanaand in die voorportaal van die psalmboek, maar ons staan ook in die voorportaal van hierdie week. Ons staan in 'n sekere sin in die voorportaal van 'n nuwe bedeling, waarin ons
met die dreiging van 'n pandemie moet saamleef, sekerlik vir 'n jaar of wat. Die lewe gaan verander, die lewe het verander. Maar broer en suster, wat dieselfde bly, is dat daar twee paaie vir ons voorlê. Die weg van die regverdige, die weg van die goddelose. God nooi my en jou vanaand om saam met hom op sy weg te gaan. En hy beloof ons dat ten spyte van alles, dit die weg van die welgeluksaligheid sal wees. Die pad saam met hom. Die ander pad, sonder God, is nie eintlik 'n pad nie. Ons kan maar sê, dit is 'n doodloopsaad. Die weg van die goddelose is die weg wat op ondergang uitloop. Die pad saam met God, beloof hy, is die pad van meervoudige geluk. Wat ons presies alles op daardie pad sal beleef, dit weet ons nie. Maar weet jy, die welgeluksaligheid lê daarin, dat ons saam met God op die pad gaan, en dat hy weet wat op hierdie pad voorlê. Ons gaan dit nou ook nog sing. God ken die weg waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gadeslaan. Nooit, ooit in lewe en in sterwe is ons sonder God op daardie pad nie. En waar God is, broer en suster, daar is dit goed. Wat doen regverdiges? Hierdie psalm leer, hulle oordink God se weg en sy woord dag en nag, en hulle vind behaag daarin. Die woord wat in God se voorportaal staan is welgeluksalig. Oordink ook nog verder vanaand, daar by jou huis hierdie woord. Is dit wat jy vir die lewe wil hê? Eersdaags gaan ons weer die lewe binne. Wat beteken hierdie woord vir jou lewe, vir jou huis, vir jou gesinslewe, vir jou dagboek, vir jou prioriteite, vir jou beursie? Mag God jou deur sy gees die genade en insig gee, om hierdie eeuwe geheim van behaag vind in God se weg toe te pas op elke terrein van jou lewe. En mag daar in jou lewe 'n dieper, groter, meervoudige belewing van die geluk wees wat God gee, die welgeluksaligheid van 'n regverdige. Amen. Kom ons dank nou saam. Dankie Here dat U ons vanaand in die voorportaal laat staan van soveel heerlikhede. En dat U vanaand vir ons weer die versekering gee. Vreugde lê nie in die dinge van hierdie wêreld nie, maar dit lê in die lewe saam met U. Ons bely vanaand weer, Here, dat die moontlikheid om saam met U te lewe enkel en alleen genade is. U, Here, het ons met U versoen deur Jesus Christus, U Seun. U het al ons sonde, skuld en onheiligheid afgewas. Daarom mag ons vanaand weer ons hand in U hand sit en sê, Here, ons wil behaag vind in die weg wat U saam met ons loop. Help ons om U pad te vind, Here. Partykeer voel ons so verdwaal, is ons radeloos. Help ons om deur U woord en gees duidelikheid te kry en met vertroue die pad saam met U te loop. Ons bid vanaand vir die besondere omstandighede in ons land, waarin ons elkeen weer 'n weg moet vind. Ons bid vir ons regering, wil U vir hulle wysheid gee om alles goed en reg te bestuur, ook tot voordeel van die uitbreiding van U koninkryk. Ons verlang daarna, Here, dat ons weer as broers en susters saam in 'n erediens mag vergader, waar ons mekaar ook kan sien en met mekaar kan praat. Dankie dat U hierdie buitengewone manier van kerkhou, van U dien, ook seën, Here, op maniere wat ons nooit verwag het nie. Ons bid vir almal in die wêreld
wat siek is. Here, wil U op hulle gebede uitkoms gee. Ook vir almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, open almal se oë vir 'n nuwe werklikheid, want U Seun Jesus Christus het van die graf 'n deurgang gemaak. Ons dra vanaand almal op wat in die gesondheidsbedryf werk. Here, wees U vir hulle 'n bewaker. Bewaak ook elkeen van ons in hierdie week. Al die nuwe dinge wat ons moet leer, besonder ons jong mense en ons onderwysers, nuwe maniere van kommunikeer, van kennis oordra. Here, help ons om al hierdie veranderinge die hoof te bied en steeds ons belewing van welgeluksaligheid te behou. Bewaar ons elkeen van die pad van die goddelose, 'n pad sonder U. Here, hoe radeloos sal ons nie wees as U nie by ons is nie. Maar as U by ons is, Here, dan is dit so wonderlik goed. Wil U die vrede van hierdie besef ook nou vir ons gee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons sing nou die eerste 2 verse van Psalm 1. Gemeente, na die wegstuurseën en die amen, sing ons die bekende 3 verse van lied 566, hou oor my vannag U hande, groote God, wat altyd waak. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons almal. Amen.
Ek praat nou ten slotte 'n paar woorde met ons jong mense van ons belydennisklas. Ek hoop julle kon al die antwoorde op die vrae vind wat ek vir julle gestuur het. Ons kyk na vraag 1. Ja, Asaf, Etan, Moses, Korag, Salomo, Heman, hulle het ook psalms geskryf naas Dawid. Waaruit lei ons af dat daar 5 bundels in die psalmboek is uit die woorde Amen of Amen, ja, Amen, wat ook die slotdoksologie genoem word en wat op 4 plekke in die psalmboek voorkom. Wat is 'n Elohistiese psalm? Dit is 'n psalm waarin die woord Elohim vir God gebruik word. 'n Halleluja psalm, dit is psalms wat met die woord Halleluja begin, met die woorde dan prys die Here, dit is wat Halleluja beteken. Vraag 5, bedevaartsliedere is gesing deur mense wat op pad was na Jerusalem om die Here in sy tempel te gaan aanbid. Dikwels was dit reise van dae. Dan vraag 6, die verskillende soorte psalms, wysheidspsalms, skepingspsalm, kronings, klaagliedere, boete, geskiedenis, vloekpsalms, lofpsalms, bedevaartsliedere, so is daar baie. Die soort rym, vraag 7, wat gebruik word, is gedagterym. Gedagterym, met ander woorde, die idees van die woorde moet met mekaar ooreenstem, nie noodwendig die klank van die woorde nie. Vraag 8, Psalm 51 vers 8 bevat 'n sinoniemiese parallelisme. Beteken 2 gedagtes wat basies dieselfde is. En so is sinoniemiese parallelisme, 'n 3-dubbele parallelisme kan ons sê, vind ons in vers 1 van Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie met die sondaar omgaan met ligsinnige saamspan nie. Psalm 75 vers 11, daar kry ons dan die antitetiese parallelisme, 2 gedagtes wat teenoor mekaar staan. En dit vind ons ook wel in Psalm 1 vers 6, die laaste vers. Die Here lei die regverdige op hulle pad, positief, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang, negatief, teenoor mekaar, antiteties. Psalms wat na Jesus verwys, wel, jonge broers en susters, eintlik verwys al die psalms na Jesus, nee, maar baie spesifiek weet ons Psalm 22, woorde wat Jesus aan die kruis gebruik het, ook Psalm 31, Psalm 118, die gedagte dat Jesus deur sy eie mense verwerp word, Psalm 69, dat hulle vir Jesus aan die kruis as sein sou aanbied. En so is daar nog baie ander psalms, ons noem van hierdie psalms ook messiaanse psalms, omdat hulle dui op die Messias, die verlosser. Dan die beelde, vraag 10, gelowiges word vergelyk met 'n boom wat by waterstrome geplant is. En dan vraag 11, die ongelowiges word vergelyk met kaf, die doppies van korrels of saad wat deur die wind weggewaai word. Wat beteken welgeluksalig? Ons kan eintlik maar sê meervoudig gelukkig. Dit beteken jy is wel, dit gaan goed met jou, jy is gesond, of jy is gelukkig, geestelik bly en vol vreugde en salig, die hemelse heerlikheid is joune, wel geluksalig. Ek hoop julle het al die antwoorde reg. Sterkte vir die week, wees veilig. Tot volgende keer, mooi loop.